welkom in ons erediens vanoggend, ook aan besoekers wat vandag hier by ons is. Baie hartlik welkom aan elkeen van julle. Dit is so lekker om 'n klomp gelowiges vandag hier saam te mag wees en dan ook by hierdie spesiale geleentheid waar ons die voorreg het om die sakrament van die heilige doop te bedien. Mag dit so wees dat ons dan ook vandag opnuut weer in ons geloof verseker word daarvan dat elkeen van ons aan die Here behoort en dat God elke dag 'n pad saam met ons stap. Liefde broers en susters, voordat ons vandag begin met ons erediens, kom ons raak net vir 'n oomblik stil. Ons bring onsself in gereedheid in ons gebede om vandag nie net te luister na wat die Here vir ons wil sê, maar onsself ook voor te berei om opnuut weer daardie sekerheid te kry wat ons het in die sakrament van die doop.
altyd kan gaan skuil. Dit is die Here wat vir ons 'n skild en 'n sterk verlosser is. Die Here is ons veilige vesting. Geliefde broers en susters, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Saamgevat word. Die eerste hoofpunt is dat ons en ons kinders van ons eerste lewensoomblik af sondig is en in sonde gebore word. Daarom onder die oordeel van God staan, sodat ons nie in sy ryk kan kom nie, tensy ons weer gebore word. Ons onrein en sondige bestaan word juis aangedui deur die noodsaaklikheid van die doop met water. So word ons deur die doop vermaan om die erns van ons sonde te besef, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en verlossing buite onsself soek. Die tweede hoofpunt is dat die heilige doop aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus betuig en beseël. Daarom word ons gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Met die doop in die naam van die Vader betuig en beseël die Vader aan ons dat hy 'n blywende genadeverbond met ons sluit. En dat hy ons as sy kinders en erfgename aanneem. Daarom wil hy ons in alles versorg en alle kwaad van ons afweer of dit vir ons ten goeie meewerk. Met die doop in die naam van die Seun beseël die Seun aan ons dat hy met sy bloed al ons sondes afwas. En hy ons saam met hom laat sterwe sodat ons ook saam met hom kan lewe. So word ons van ons sondes bevry en deur God as vrygespreek gereken. Met die doop in die naam van die Heilige Gees verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lede van die liggaam van Christus wil maak. Dit doen hy deur tot ons eie te maak wat ons reeds in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes, die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons uiteindelik die ewige lewe as deel van die gemeente van die uitverkorenes sonder sonde sal wees. Die derde hoofpunt is dat God ons deur die heilige doop vermaan en verplig tot in nuwe gehoorsaamheid. Ons moet hierdie een enigste God, Vader, Seun en Heilige Gees bid, vertrou en lief hê. Met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met ons krag. Ons moet ons sondige bestaan beëindig en nie meer in diens van die sonde nie, maar volkome in diens van lewe. As ons soms uit swakheid sondig, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sonde bly nie.
Die doop is immers 'n seël, 'n betroubare waarborg dat ons 'n blywende verbond met God het. Alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, is dit nie 'n rede om hulle van die doop uit te sluit sonder dat hulle dit weet. Verkeer hulle immers vanweë die sondeval van Adam onder die oordeel van God, en net so, sonder dat hulle dit weet, is hulle in Christus in genade aangeneem. God stel dit baie duidelik wanneer hy aan Abraham, die vader van al die gelowiges, en daar ook aan ons en ons kinders sê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my, jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees, en ook die God van jou nageslag. Daarvan getuig Petrus ook met hierdie woorde, wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders, en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. God het vroeër beveel dat kinders besny moes word, want dit was nie die seël van die verbond en van die verlossing deur die geloof. Omdat hulle verbondskinders was, het Christus ook sy arms om hulle gesit. Hulle het die hande opgeneem en hulle geseën. Omdat die doopte in die plek van die besnydenis gekom het, moet die kinders as erfgename van die ryk van God en sy verbond gedoop word. Die ouers is verplig om hulle kinders, soos hulle opgroei, hieroor breedvoerig te onderrig. Geliefde broers en susters, om dan aan hierdie sakrament tot eer van God te bedien, maar so ook tot ons eie troos en tot die opbou van die gemeente. Laat ons onsself voor God verootmoedig en met ware geloof bid dat ons sal deel kry hierdie verbond wat God met ons gesluit het. Kom ons bid saam. Ons almagtige, ewige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, dit is hier in U teenwoordigheid wat ons vanoggend kom stil raak. Ons kom raak stil, Here, want binne ons menslike vermoë en binne ons menslike verwysingsraamwerk is dit nie aldag moontlik om te besef hoe groot en talrijk die genade vir ons is nie. Here, dit is vanuit U groot genade dat U ons daagliks versorg. Dis U groot genade wat ons elke dag beskerm. Dis U groot genade wat daagliks voorsien en dit wat ons nodig het. Here, dan bring U groot genade en maak dit vir ons sigbaar wanneer ons die sakrament van die heilige doop bedien. En daarvoor kom loof ons, kom prys ons U groot en heilige naam. Here, ons kom in diepe afhanklikheid vandag aan U voete staan. Ons gebed is, Here, dat U hierdie verbond wat U self geskep het, waarvan U ons deel maak op grond van U genade wat U vir ons bewys het deur die Seun Jesus Christus. Dit is hierdie verbond, Here, wat vandag vir ons manifesteer. Here, lei ons deur U Gees. Lei ons deur die Gees elke dag vashou aan daardie verbond. Selfs wanneer die lewe soms draaie met ons loop. Selfs wanneer ons uit ons eie soms afdwaal en wegdwaal van U af. Trek ons tot in U groot genade deur die Gees weer nader aan U. En laat ons hierdie verbond altyd die anker maak in ons lewens. Here, ons kom bid vandag so ook vir ons twee dogtertjies wat gedoop word. Ons dink, Here, vanoggend klein Lente, klein Maria. Ons gebed is, Here, dat die hand van bewaring elke dag oor hulle sal wees, op grond van die belofte wat U aan hulle maak. Here, ons gebed is dat U hulle lewenspad saam met hulle sal stap, altyd daar sal wees om hulle te versorg, om vir hulle daardie redding, daardie veilige skuilplek te wees. Ons kom bid vandag, Here, dat U elkeen van hulle ryklik sal sien op grond van die verbond wat U met hulle skep. En Here, so bid ons ook vir elkeen van ons wat reeds gedoop is. Here, ons beleef alreeds die seëninge wat U so wonderlik vir ons uitspreek. Here, maak ons oë, ons harte, ons verstande oop, sodat ons daardie seëninge nie net sal sien, maar ook in dankbaarheid teenoor U daaroor sal buig. Here, seën dat ook hierdie doop geleentheid. Dit bid ons in naam van Jesus Christus. Amen.
Net broers en susters, ek gaan nou vra dat ons doopouers hier voor die kansel sal kom staan. Ek vra dan vir Johan, Marlies Opperman, sowel as vir Thomas en my Stein om dan hier voor die kansel te kom staan. Christus in ons Here Jesus Christus. U het gehoor dat die doop 'n instelling van God is, omdat ons en ons kinders sy verbond seël. En daarom moet ons dit vir die doel en nie uit gewoonte of uit bygeloof laat bedien. Sodat dit kan blyk dat u dit glo en aanvaar, moet u nou eerlik die volgende vraag antwoord. Aanvaar u dat ons kinders van hulle eerste lewensoomblik af sondig is, sonde gebore word in die ellende van die sonde en onder die oordeel van God verkeer. Bely u dat hulle nogtans deur Jesus Christus verlos is en daarom as lidmaat van sy gemeente gedoop wees. Bely ook dat die leer van Ou en die Nuwe Testament, wat ook in ons belydenis saamgevat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van verlossing is. En ten slotte beloof u en is dit u voorneme, hierdie kind van u, sodra sy dit kan verstaan, en vermoë te onderrig, op te laat bly. Wat is hierdie antwoord? Wat is uw hand? Ek gaan dan vra dat ons doopelinge na vore gebring word, en dan gaan ek so lank af en die sakrament van die heilige doop aan hulle bedien. Opperman, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Liewe klein Lientjie, jy is nou 'n gedoopte kind van die Here. Here het jou oneindig lief en hy beloof vandag dat hy die lewenspad altyd saam met jou sal stap. Dat hy jou nooit in die steek sal laat en vir altyd sal lief hê. Liewe gemeente, hier is klein Lientjie Opperman. Sy is nou 'n gedoopte kind van die Here. Sy is nou 'n gedoopte kind van die Here. Sy is nou een van ons. Ons as gemeente het die verantwoordelikheid die lewenspad saam met haar te staan. Om haar te leer wat die wil van die Here is. Hoe God elke dag wil hê sy moet lewe. Johan en Marlies, hier is 'n geskenk van die Here vir julle gegee. En hy het haar oneindig lief. Wees lief vir haar, maak haar groot en gaan wees vir haar 'n navolgingswaardige voorbeeld en kyk van die Here moet. Ja, Steinman, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Maria, die Here het jou oneindig lief. Hy het sopas 'n belofte aan jou gemaak, dat hy jou lewe lang altyd by jou sal wees. Mag jy elke dag die seën van die Here beleef. Liewe gemeente, hierdie is klein Maria Steinman. Sy is ook 'n oue gedoopte kind van die Here. Sy is ook een van ons. Kom ons as gemeente aanvaar, stap die lewenspad saam met haar en leer vir haar wat die wil van die Here is. Dit was die lyn, die is geskenk van die Here vir julle. Wees lief vir haar, versorg haar, maak haar groot en gaan wees vir haar op haar navolgingswaardige voorbeeld, die kind van die Here.
Geliefde broers en susters, ons sing hulle die seënbede toe uit lied 268. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, legkaarte is opvoedkundige speelgoed wat ons vir ons kinders gee om vir al ons kinders se fyn motoriese vaardighede te ontwikkel. En ek dink almal van ons wat vanoggend hier is, ken legkaarte. Ek dink almal van ons wat vandag hier is, het al op een of ander stadium 'n legkaart gebou of probeer om 'n legkaart te bou. Almal van ons wat vandag hier is, ken legkaarte. Ons weet dat legkaarte kom in verskillende groottes. Daar is klein legkaartjies, ander is groot legkaarte. Partykeer kom legkaarte in verskillende vorms. Sommige is ronde legkaarte, ander is driehoekige legkaarte. En dan natuurlik die tradisionele vierkantige of reghoekige legkaarte. Ons weet dat legkaarte het verskillende prentjies op wat gebou moet word en uitgebeeld word in die legkaart. Ons weet ook dat legkaarte het verskillende hoeveelhede legkaartstukkies waaruit dit bestaan. Sommige het 'n paar stukkies, ander het 'n klomp stukkies. Daar is verskillende legkaarte en ons het ook verskillende strategieë of tegnieke waarmee ons legkaarte bou. Sommige mense voel, ek bou eers die kant, soek die 4 hoekies en bou al die kantstukkies en dan bou ons die binnekant. Ander het weer 'n ander strategie. Sommige mense sê, kom ons soek eers al die kleerstukkies wat dieselfde kleur is en dan bou ons dit en dan voeg ons al die stukkies uiteindelik bymekaar om die legkaart te vorm. Ander weer sê, kom ons kyk na die prentjie en dan bou ons die elemente wat uitgebeeld word in hierdie legkaart. Eers dan voeg ons dit alles bymekaar om op die einde van die dag die totale gevoltooide legkaart te kry. Maar die geliefde broers en susters, dit maak nie regtig saak wat se tegniek jy ook al gebruik. As jy 'n legkaart kry, wat nie 'n prentjie, gaan jy sukkel. As jy 'n klomp legkaartstukkies kry en jy weet nie hoe hierdie legkaart se prentjie moet lyk nie, gaan jy sukkel. As jy die verkeerde prentjie by die legkaartstukkies kry, gaan jy sukkel om daardie legkaart te bou. Maar geliefde broers en susters, ek dink ons almal se lewens is vir baie keer ook soos 'n legkaart. Ek sê broers en susters, regdeur ons lewens bou ons hierdie legkaart. Veral vir ons klein kindertjies, sê kleuters, 3-4 jariges, gee ons 'n legkaart wat min legkaartstukkies het. Dalk net 4 legkaartstukkies, soos byvoorbeeld in die prentjie hier. En aanvanklik sukkel ons kinders om hierdie legkaart te bou. Ons kinders sukkel om die prentjie van die entjie bymekaar te kry met al die stukkies wat moet inpas. Maar later kry hulle dit tog reg. Later kry hulle dit reg om hierdie legkaart suksesvol klaar te maak. Nou ons lewens so baie soos hierdie legkaart, veral van kleins af. Van kleins af is daar 'n paar stukkies, net 'n paar, wat ons nodig het. Jou basiese behoeftes. Jy vir mamma en pappa om 'n basiese behoefte te hê. Maar daardie behoeftes stukkies raak 'n bietjie meer, want jy kom later agter maar ek het kos ook nodig. Ek het klere nodig, ek het 'n bedjie nodig om te slaap. Met 3-4 jaar ouderdom raak speelgoed deel van jou basiese behoeftes wat jy gaan moet nodig. En so bou ons hierdie stukkies. Ons pas later die stukkies bymekaar. Selfs ons verhoudingslewens word al reeds van kleins af gebou. Aanvanklik is dit net mamma en pappa.
om die legkaart te voltooi. Maar later kom 'n boetie of 'n sussie by, as daar al 'n boetie of 'n sussie is. En hulle raak net een van die stukkies van die legkaart. Oumas en oupas raak later deel van die legkaart, ooms en tannies. En so bou ons die stukkies van ons legkaart van kleins af. Maar tog raak ons groot. En op 7-8 jarige ouderdom het ons 'n bietjie meer stukkies in ons lewens legkaart. Dan het ons byvoorbeeld 'n 12 stukkie legkaart. Dit nog steeds die basiese behoeftes van kos en klere en 'n bedjie wat jy nodig het. Maar ons behoeftes raak selfs 'n bietjie meer. Dan begin het ons daardie behoefte om te verken in die wêreld waarby ons benodig 'n veilige ruimte waar binne ons dit kan doen. En dis een van ons basiese behoeftes. Ons verhoudingskomponent van ons lewenslegkaart kry ook meer stukkies. Op daardie ouderdom, 7-8 jaar of ouderdom, gaan jy skool toe. Nou is dit nie meer net jou gesin of jou familie wat deel is van jou verhoudingskomponent van jou lewenslegkaart. Jy kry nou 'n juffrou. En daardie vreemde persoon wat inkom raak deel van daardie verhoudingslegkaart wat jy besig is om te bou. Maatjies kom by. Vandag is jy my maatjie, môre is jy nie my maatjie nie, die dag daarna is jy weer my maatjie. En so draai ons die stukkies van ons verhoudingslegkaart in die rondte, sodat dit uiteindelik sal pas. En dis die manier hoe ons dan daardie legkaart bou. Daar kom ook nuwe komponente by my legkaart by. Goed soos routine. Ek kan nie meer slaap tot wanneer ek wil, of gaan slaap wanneer ek wil nie. Ek het skool nodig. Dit word deel van my daaglikse routine. En dis 'n nuwe komponent wat in my lewenslegkaart inkom. Verantwoordelikhede is 'n nuwe komponent wat bykom. Ek moet my huiswerk doen. Selfs godsdiens begin raak nou ook 'n komponent van my lewenslegkaart. Want op hierdie ouderdom raak hierdie abstrakte konsep van godsdiens ook iets verstaan. Daar in die baard op die donkie se rug waarvan mamma en pappa my vertel in die boek. Is iemand wat ek hoor by die skool ook bestaan. En dis iemand wat in my klas ook bestaan. Dis iemand wat werklik bestaan en wat deel vorm van my lewe. Godsdiens begin raak ook 'n komponent. Maar dan raak ons steeds groot. 16, 17 jarige ouderdom raak die lewenslegkaart se stukkies selfs nog meer. Dan het ek 100 stukkies legkaart. Die basiese behoeftes is steeds daar, maar my basiese behoeftes stukkies raak nou baie meer, want 'n broek is nie meer net 'n broek nie, dis ook nie meer net 'n hemdjie, dis ook nie meer net skoene nie. Ons begin leer ken brands. Dit raak nou 'n nuwe basiese behoefte. Tegnologie raak nou deel van my basiese behoeftes. Ek moet 'n selfoon hê, ek moet 'n tablet hê, ek moet 'n skootrekenaar. En nou gaan ek opkom hier vir ons 16, 17 jariges. Mamma en pappa onthou, Wi-Fi is nie net so nie, dis 'n basiese behoefte vir 'n 16, 17 jarige kind. Ons verhoudingskomponent van ons lewenslegkaart begin raak meer stukkies. Dis nou nie meer net mamma en pappa, my gesin, my familie en my vriende. My liggaam begin verander. Ek begin beleef gevoelens teenoor iemand anders. Ek raak verlief. En ek tree in 'n nuwe vorm van verhoudings, naamlik romantiese verhoudings. En dit is 'n ongelooflike lekker gevoel, maar dan word my hartjie gebreek en dan beleef ek weer daardie slegte gevoel van hierdie liefdes of hierdie verhoudingsintriges komponent binne in my lewenslegkaart. Maar dis waar ons leer hoe daardie teleurstellings werk. En die tiende komponent bly nog steeds daar. Maar die stukkies raak net meer, want ek neem deel aan sport. Ek neem deel aan buitemuurse aktiwiteite, ek raak betrokke by kultuuraktiwiteite. Selfs my verantwoordelikhede komponent kry meer stukkies. Dis nie nou meer net skool wat 'n verantwoordelikheid is nie, en huiswerk wat 'n verantwoordelikheid is nie. Ek kry ook taakies by die huis wat ek nou gaan doen, wat meer stukkies daar plaas. Die ouderdom begin ontwikkel ek ook 'n selfstandige sosiale lewe wat 'n groot verantwoordelikheid op my skouers plaas. En dan kom 'n nuwe komponent ook in my lewenslegkaart by, naamlik keuses. Ek moet nou die keuse begin maak van wat in die toekoms op my wag. Watter beroep gaan ek eendag beoefen, maar dit beïnvloed die vakkeuse wat ek op skool moet maak. Keuses raak al hoe meer in my lewe.
En selfs in my geloofskomponent van my lewe begin keuses dit ook beïnvloed. Want nou weet ek al baie van godsdienst. Ek het al baie meer geleer van die Here. En ek kom op 16, 17 jaar ouderdom by die keuse of ek 'n beleidende lidmaat van die kerk wil word, al dan nie. En dan raak ons steeds ouder. En soos ons ouder raak en nog steeds voortdurend bou aan die legkaarte van ons lewens, raak ek 23, 24, 25 jaar oud. En nou bestaan my lewe uit 1000 stukkies. En eers skielik begin al hierdie stukkies by mekaar integreer. 'n basiese behoefte is nog steeds daar, maar ek bou die prentjie 'n bietjie anders. Want nou moet ek self sorg vir kos. Ek moet self sorg vir klere. Ek moet my eie huis koop, ek moet my eie kar koop. Ek moet self in my lewensonderhoud voorsien. Daar is nie noodwendig meer 'n ma en pa wat gaan kyk dat alles reg is. Ons verhoudingskomponente raak selfs nog meer stukkies. En dit integreer met ons keusestukkies. Want dit is nie nou meer net my gesin, my familie of my vriende wat deel vorm van my verhoudingslewe nie. Ek maak nou die keuse van een persoon sodat wie ek die res van my lewe gaan spandeer. My routine is bly nog steeds dieselfde. Ek kom van skool toe en terug, gaan ek nou werk doen en terug. Maar die routines raak selfs meer, veral wanneer kinders begin bykom. En my kinders se routine raak deel van my normale routine. En dan praat ons nie eers van hoe geweldig die verantwoordelikheidstukkies meer raak in ons lewens, hierdie stadium. Verantwoordelikhede by jou werk raak al meer. Kinders raak 'n groter verantwoordelikheid. Jou huwelik het 'n verantwoordelikheid en jou sosiale lewe se verantwoordelikhede raak net elke dag meer. Selfs godsdienst raak ook nou baie meer stukkies in my lewens legkaart. Nou moet ek self kerk toe gaan. Ek moet self betrokke wees by die kerk. Ek het nie meer 'n mam of pa wat my dwing om dit te doen. En so, geliefde broers en susters, bou ons elke dag aan ons lewens legkaart. En die stukkies raak net aan meer. En op 'n dag dan kyk jy na jou eie lewenslegkaart. En dan lyk jou legkaart so. Skielik sien jy nie meer 'n prentjie. Jy kyk na jou eie lewe en jy sien net 'n wit legkaart wat jy moet bou. 'n Wit legkaart wat jy moet voltooi. En dit is moeilik omdat daar nie 'n prentjie is. Ons gaan deur finansiëel moeilike tye. En jy probeer bou die stukkies van jou basiese behoeftes, maar omdat daar nie 'n prentjie is nie, pas die stukkies nie by mekaar nie. Weet jy nie wat se stukkie hoort by wat se stukkie nie. Ons huwelike verbreek. Of daar ontstaan konflik tussen my familie, tussen my en my vriende. En ek probeer bou op die stukkies van my verhoudings, maar ek kry dit nie reg nie. Die stukkies wil net nie pas nie wat ek sien nie, die prentjie. Ons kyk na hierdie hoop wit legkaart stukkies van verantwoordelikhede wat voor my lê. En ek weet ek moet hierdie legkaart bou. Hoe doen ek dit? Want ek sien nie die prentjie. Ek weet nie hoe hierdie legkaart by mekaar te kry. En selfs in ons geloof gebeur dit ook. Ons bou ons geloofslegkaart en dit voel asof God net nie luister na my gebede. Want die stukkies waarmee mekaar nie pas nie. Lieve broer en suster, sit jy vanoggend hier en voel dit vir jou asof jy besig is om te sukkel met 'n wit legkaart. Met 'n lewenslegkaart wat net nie wil klaar gebou word. Kom ek wys vanoggend vir lyk die prent van die lewenslegkaart. Sien geliefde broers en susters, ons almal stap op 'n pad deur die lewe. En so ver soos ons stap, bou ons lewenslegkaart. Soms bou ons donker dele
in ons lewens sleg gaan. Want ons almal beleef teleurstellings. Ons gaan soms deur moeilike tye, ons ly verliese, ons beleef hartseer tye in ons lewens. Dis die donker dele van die lewe sleg gaan, maar so bou ons ook die ligdele van die lig. Goeie tye wat ons goeie herinneringe met mekaar koester. Ons beleef hoogtepunte, ons bereik prestasies. Dis die ligdele van ons lewe. Maar almal van ons wat vandag hier is, se lewenslegkaart het net een fokuspunt. En dis die kruis. Almal van ons se lewenslegkaart het net daar die een fokuspunt, naamlik die Here. En wanneer ons besig is om ons lewenslegkaart te bou, nie te kyk na die prentjie van die kruis, dan raak my legkaart wit. Dan raak my legkaart onbruikbaar. En iets hiervan vertolk die skrywer, die digter van Psalm 37. Kom ons lees daar vers 3 tot 5 saam. Daar skryf die psalmdigter: vertrou op die Here, doen die goeie. Bewoon die land en waak oor betroubaar. Digter sê, gaan voor en leef. Bou aan jou lewenslegkaart. Vind jou vreugde in die Here. Dan sal hy jou gee wat jou hart gee. Vind jou vreugde in die Here. Kyk na die fokuspunt in jou lewenslegkaart. En die res van die stukkies sal God vir jou in plek laat val. Eindig hy hierdie pragtige perikoop eintlik so mooi deur te sê: vertrou jou lewenspad wat jy elke dag stap aan die Here toe. Vertrou op hom. Hy sal optree. God sal vir jou sorg. Liewe broers en susters, die dood gee vir elkeen van ons die prentjie van ons lewenslegkaart. God het vanoggend daardie prentjie van die lewenslegkaart klein Lienke, klein Melia omgee. En hy doen dit met daardie belofte wat elkeen van ons het. Wanneer die Here God self sê, jy is nou my kind. Jy gaan die lewenspad stap. Jy gaan die ligkaart van jou lewe bou. Maar terwyl jy dit doen, moet jy altyd onthou, ek sal jou nooit verlaat. En ek sal jou nooit in die steek laat. Sê in Hebreërs 13. Die Here kom sê vandag vir elkeen van ons: moenie bang wees nie, want ek is altyd by jou. Al bou jy die donker dele van jou lewenslegkaart, hoef jy nie bang te wees nie. Moenie bekommerd wees nie, want ek is jou God. Jesaja 41. Die Here kom sê vandag: moenie skrik vir wanneer dinge verkeerd loop en jy nie die lewenslegkaart voltooi kan kry nie. Moenie bang wees wanneer dit moeilik raak om die lewenslegkaart te bou nie. Want ek, die Here jou God, is oop waar jy gaan. Josua 1 vers 9. Die digter van Psalm 37 sluit so mooi hierby aan wanneer hy sê: vertrou altyd op die Here. Salomo sê dit ook, Spreuke 3 vers 5 tot 6. Sy sê: vertrou volkome op die Here, moenie jou eie insig bestaan nie. Ken hom in alles wat jy doen. Laat God altyd die fokuspunt in jou lewenslegkaart wees. En hy sal jou weer regte pad laat loop. Liewe broers en susters, legkaarte is soms moeilik om te bou. Maar net so is die lewe soms moeilik om te lewe ook. Maar wanneer ons die regte prentjie van 'n legkaart het, dan raak selfs die moeilikste legkaart 'n plesier om te bou. Voel dit dalk vandag vir jou asof jou lewenslegkaart nooit klaar gebou kon kom nie? Sien jy dalk nie meer vandag die prentjie in jou lewenslegkaart raak nie? Maak God vandag jou fokuspunt. Vertrou volkome op die Here. Hy sal jou lei. Hy sal jou help. Hy sal jou anker wees. Jou lewenslegkaart.
reg te bou. Amen. Geliefde broers en susters, kom ons bid. Here, ons Here, ons dankie vir die groot voorreg wat ons het om u kinders te mag wees. Ons dankie, Here, dat ons elke dag daardie skare weer beweeg deur die lewe. U is by ons. Dis u hand wat altyd oor ons is. Dis u hand, Here, wat ons dra wanneer ons moeg raak in die lewe. Dis u hand wat voorsien. Ons dankie, Here, daardie belofte wat u so onverdien elkeen van ons kom maak. Dankie, Here, dat ons deur hierdie lewe kan gaan ook met daardie sekerheid dat ons weet u Heilige Gees rig ons lewens elke dag. Dis die Heilige Gees wat ons elke dag bystaan wanneer ons die stukkies van ons lewens moet bou rondom ons basiese behoeftes. En dit sien ons daar buite in die natuur, Here, wanneer u ons opnuut weer seën met reën. Here, dit is die Heilige Gees wat ons lei. Dit is die Heilige Gees wat ons die kennis en insig gee in die intriges van verhoudings waarin ons elke dag staan. Ons dankie, Here, dat ons so baie keer, wanneer ons moedeloos raak, wanneer ons seer kry, daardie vertroosting ontvang, dat ons nog steeds die verhoudingsstukkies van ons lewenslegbaar kan bou. Dankie, Here, dat u vir ons routine, die verantwoordelikhede gee in die lewe. En op daardie manier weet ons, Here, dat u is steeds met elkeen van ons besig. Wanneer ons soms dan ook die donker dele van ons lewenslegbaar bou, weet ons sal u ons bemoedig. Dis die lig wat vir ons daar deurbreek. Here, ons gebed is vandag vir elke lidmaat hier teenwoordig, dat die daagliks ook vir hulle daardie fokuspunt in hulle lewens sal wees. Daardie fokuspunt wat het soveel makliker maak die legbaar van die lewe te bou. Ons bid die seën af op ieder en elk wat hier is. So op die hand van bewaring met almal wat vandag op die pad moet wees. Dit bid ons, Here, nie omdat ons het enigstens verdien nie. Ons bid in die naam van Jesus Christus. Amen. Geliefde broers en susters, as 'n slotsom sing ons die 503, ons gaan na die eerste, tweede en derde vers saam sing. Ek lees graag vir u al drie die verse, want dit sluit so mooi aan by dit wat ons vanoggend gehoor het met Jesus, rots, my hoop vir ewig, veilig kan ek nie bou. U is Heer, my anker stewig vas, kan ek nie vertrou. Deur u mag, deur u krag, dra u my van dag tot dag. Tweede vers lees dan, u my hoop, my koers op aarde, u gee aan die lewe sin. Heer, u gee my lewenswaarde, of my lewe waarde, nooit of nie kan ek dit begin. U vergeef, en u laat leef, u krag kan ek oorwin. Nou in die derde vers, u hoop my hede toekoms, leer my werk, bid, wag. U gee op my sigte uitkoms, inspireer my elke dag. Aan u Heer altyd weer, lof en bidde, dank u Heer. As ons so sing ons die 503, al drie die verse waar ons bly staan, vir die uitspreek van die seën.
broers en susters, ontvang die seën van die Here, die gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees. Amen. Broers en susters, ek het die meeste van afkondigings het jy al reeds op die bord gesien.